Hartlike goeiemôre en 'n geseënde Sabbat aan almal. Kan ons net ons oë toemaak in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam nou verheerlik word en mag elke boodskap wat gebring word, een en elk van ons aanraak volgens wat elkeen se behoeftes en begeertes is. Dit beteken in Jesus se naam. Amen. Ons open die Sabbatskool met lied 208. Bly jou anker vas in die lewensstorm. Baie welkom aan ons klein besoekers. Mag julle 'n geseënde dag met ons hê hoor. Broer Jakob verjaar vandag. Baie geluk met oom se verjaarsdag en ek wil net graag die volgende versie aan u voorlees. Psalm 37 vers 4 en 5. Wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou jou lewe toe aan die Here. Vertrou hom en hy sal vir jou sorg. Ons sal nou na ons sendingverhaal luister.
Imagine waking up, expecting a long day of work, but there's no food for breakfast. In Papua New Guinea, this is the reality for many. Rising early, heading out with empty stomachs. But in one village, something extraordinary began when a ministry saw this need and turned hunger into hope. Basically 5 to 6, everybody rushes to go to work. So that was the opportunity that we actually thought that we can actually minister through feeding. So we decided sharing meals for free during the Sabbath. This is considered a low-income area, with many residents facing daily struggles such as food insecurity. At first, reaching people here seemed difficult, but as meals were shared, everything began to change. More people were reached, and new opportunities opened to build relationships and serve. So it started to build up interest. So people came, we gave them food and eventually praying for them. And when we eventually went into praying for them, they actually requested if we can actually do Bible studies. That's the whole thing that actually ignited the discipleship movement here in Koki. Seeing how effective this outreach was in early 2022, the team strengthened their efforts using the South Pacific Division's Garden Model, a 5-phase approach to disciple making: preparation, seed planting, cultivation, harvest, and multiplication. This led to more than 400 baptisms, and after PNG for Christ, another 700 joined, boosting the membership of Koki Adventist Church. This church has a remarkable retention rate because of their discipleship hub. What we have here in the discipleship hub is to ensure that the members that are baptized during the harvest and during the PNG for Christ are captured separately from the church. We provide the support and foster those care and love that we can actually grow with them. So the discipleship hub runs the program for only 1 hour. That basically covers only for nurturing and fostering on those new members. So here we have about 400 to 500 church members coming to Sabbath every Sabbath during our programs here. Now, in this disciple hub, 5 adult Bible groups and 2 youth groups meet every Sabbath at the local government basketball court. The church dreams of acquiring this land to build a discipleship hub with facilities for health, education, worship, and place of fellowship for over 600 members, supporting church planting and disciple making in the community. Your prayers are needed. We would like the world to pray is that we acquire this piece of land so that we can develop it and we can make a discipleship hub that can not only bring people in, but also prepare people for heaven. Thank you for your prayers, and thank you for supporting Mission. Ons vra die diakens om na die offergawes op te neem. Ons dank U, dierbare Here, dat ons die voorreg kan hê om ietsie te bring om U werk voor te sit. Ons vra, Here, dat U dit sal seën en dit sal gebruik tot uitbreiding van die werk, dat U kom spoedig mag wees en dat U kerk ook versterk sal word. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. In Romeine 8 vers 18 lees ons: Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ons word daagliks gedruk deur die lewe, deur mense, omstandighede en die uitdagings waaraan ons onsself bevind. Haar elende het haar verbeter en nie verbitter nie. Toe Joan Herman 17 jaar oud was, het sy gestraal van jeugtige idealisme
In 1946 se somervakansie het sy as vrywilliger in 'n kwakker werkskamp in die heuwels van Pennsylvania gewerk. Haar groot begeerte was om hierdie verarmde bergmense te help om 'n lewensgehalte te verbeter. Sy en ander het elke dag ure gewerk aan besproeiingsvore sodat afgesonderde gebiede lopende water kon hê. Daardie somer het 'n polio-epidemie die midwestelike en oostelike Verenigde State getref. Joni se simptome het met 'n slegte verkoue begin, gevolg deur 'n gevaarlike hoë koors gekombineer met koue koors en baie sweet. Die spierpyn het intens geword. Sy was totaal uitgeput. Sy kon dit skaars hanteer. Die rugpyn het ondraaglik geword. Sy moes dikwels oor haar graf buig en teen die warm aarde druk daar in die voor wat sy besig was om te grawe. Met haar rug teen die muur van die voor het sy effens verligting van die intense pyn verkry. Eendag terwyl sy probeer werk het, was die pyn so erg dat sy in die voor in mekaar gesak het. Dit was onmoontlik om aan te gaan. Na 'n reeks mediese toetse is sy met polio gediagnoseer. Na mate die siekte gevorder het, is sy van die nek af ondertoe verlam. Daar was niks wat die mediese wetenskap kon doen om haar van die gevreesde siekte te genees nie. Aangesien haar longe ook deur polio aangetast was sy in 'n sogenaamde eysterlong geplaas. Dit was 'n groot silinder waar net haar kop uitgesteek het en ook die enigste manier was om haar te laat asemhaal. Joni het vir 28 jaar in hierdie eysterlong oorleef. Sy was 'n merkwaardige vrou met 'n ongelooflike optimisme. Sy het gehelp om 'n ondersteuningsgroep vir soortgelyke individue met ernstige fisieke gestremthede te stig. Haar beproewing het haar genoop om betekenis in die lewe te soek. Sy het uiteindelik met ernstige Bybelstudie begin en het baie oor God se woord nagedink. Dag na dag het sy haar in die hoopvolle boodskap van die skrif verlustig. Alhoewel sy heeltemal verlam was, kon sy die Bybel lees wat op 'n staander aan haar eysterlong gemonteer was. Die hoop van die wederkoms het haar laat glo dat sy eendag weer gesond sou wees. Versies soos hierdie het aan haar groot vreugde verskaf. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Jesaja 35 verse 5 en 6. En geen inwoner sal sê, ek is siek nie. Jesaja 33 vers 24. Kyk, ek maak alles nuut. Openbaring 21 vers 5. Joni was in staat om verby haar pyn te kyk. Sy kon met goddelik gesalfde oë die werklikheid begryp dat Jesus weer kom. Polio het haar nie plat geslaan nie. Sy het dit oorwin. Haar lewenslustige, positiewe gees het die lewens van ontelbare ander verryk. Sy het haar eysterlong as 'n preekstoel gebruik om God se liefde aan almal te verkondig wat haar besoek het. Hulle het gekom om haar te bemoedig, maar sy het hulle bemoedig. As gevolg van haar getuienis het die een na die ander Christus en die boodskap van die skrif aanvaar. Wat het haar in staat gestel om aan te hou ondanks die onregverdigheid van die lewe? In geloof het sy geglo dat daar 'n beter dag sou kom. Die hoop van Jesus se koms het helder in haar hart gebrand. Sy het verby die grense van haar eysterlong gekyk na die dag wanneer sy deur die velde van golwende graan langs die kristalhelder waters van die ewigheid sou hardloop en spring. Sy het die versekering gehad dat Jesus alles sou regstel. In die mate wat sy gelei het, sou sy haar verheug. Sy het God vertrou wat haar na haar ewige huis toe sou neem. Siektes is onregverdig, maar eendag sal daarmee weggedoen word.
Oorlog is onregverdig, maar eendag sal dit tot 'n einde kom. Armoede is onregverdig, maar eendag sal daar voorspoed vir almal wees. Hongersnood is onregverdig, maar eendag sal daar oorvloed wees. Ons kan weer hoop, want hierdie aarde is nie ons bestemming nie. God sal uiteindelik alles weer regstel. En dit kom uit die boekie Hoop verder as môre, geskryf deur Mark Finley. Ons sal nou afsluit met lied 309, Wees stil my siel. Ons sluit ons oë in gebed. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Dankie Here, dat U ons dag na dag lei en beloof het dat U met ons sal wees tot aan die volëinding van die wêreld. Dankie dat U weer alles gaan nuut maak. Help ons asseblief om wanneer ons omstandighede so onregverdig en donker lyk, om geduldig te wag vir daardie beter dag wanneer U weer alles sal regstel en mag sodat die hoop van U wederkoms helder brand in ons elkeen se harte. Dankie dat U in beheer is en help ons ook asseblief om te onthou, om te volhard in die geloof en ook om te onthou dat niks by U onmoontlik is nie. Dit beteken in Jesus se naam. Amen. Ons sal nou oorskuif na lesstudie. Weer eens goeiemôre geliefdes. Ek hoop julle het 'n geseënde dag. En julle het almal deur die les gewerk, né? So ons kan maar huis toe gaan. Wil julle hoor wat sê ek? Kom ons sluit ons oë.
Here, ons is dankbaar om hier te wees. Ons is dankbaar dat U geskrifte vir ons daar geplaas is. Here, waar ons weer eens die geleentheid het om 'n studie te doen uit U woord uit. Vra ons dat U dit op ons harte sal druk en dat ons dit ter harte sal neem en dit sal uitleef en ook teenoor ons medebroers en susters openbaar. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Die opskrif vir hierdie week se les is nogal 'n moeilike een. Daar word gepraat van sonde in die kerk. Daar kan ons nie sonde in die kerk wees. Jy moet nie lag daarso nie. Ons is mos almal kinders van die Here, né? Jesus het gekry op die aarde wat op gesê dat niemand op hierdie aarde wat goed is. Almal word om te kom in die genade van die Here. Ons kom almal voor. Dit is almal sondaar. Niemand. So die aarde is nie sonder sonde. Want dit gebeur by die skepping, né? En die herstel het nog nie plaasgevind nie. Maar as ons die woord tot ons beskikking het, wat vir ons die beginsels gee en leer, dan kan dit mos nie die kerk insluit nie. Persoonlike keuse. Jy kan kies of reg of verkeerd en as jy verkeerd kies, dink jy iemand weet. Ek hoor wat jy sê, maar dit is van persoon. Met ander woorde, dit is tot die persoon. Dit is nie met die gemeente nie. Dissipline. Want die ding is, hulle kom die gemeente en as niemand niks sê nie, hanteer hulle dit goed. So as jy nie niks sê nie, dan sê jy saam met dat probleem. So dan moet dissipline wees om die probleem aan te spreek, maar dit nie verder opstaan nie. Dus enige goeie dag. Ek verstaan presies waartoe ek op pad is nie, mamma. Dit wat van betrekking is tot met my, kan dit 'n effek op die gemeente hê, ja of nee? Maar ek loop nie daarmee te koop nie. Hoe weet jy die mense weet nie wat ek gaan kom in jou lewe? Want baie mense loop rond en hulle dink ons weet niks, maar ons weet alles. Die punt is dat ons weet, maar ons wil help. Dis nie dat ons van ons oordeel. Ons wil probeer om daai persoon weer terug op die pad te kry. Ja, daar's 'n verskil. Dis nie van ons oordeel jou nie, want die oordeel kom ons nie toe. Amen. Ons is daar om te help om daai siel weer terug te bring. Ek hoor wat jy sê, maar ek mag eers sê. In my persoonlikheid gebeur waarvan julle niks weet nie. Die gemeente weet nie daarvan nie. Nou ek staan alleen agter die deur. I'll be with you now, Dave. Gary? Oh, Kim comes up and it blows things out.
Because can God bless? You would love to bless, but is He just if He does? And there's something not right. Nee, Nee, Gary het my klip gegooi. nee, jy het dit gegooi. Die oefenklip. Ja, Nee, ek wou die wapenklip ook gooi. Ja, in die bos. Maar hy was voor my. Ja. Die argument is dat Al knyp ek die kat in die donker en ek is alleen daar. En jy's deel van 'n gemeente, kom dit die gemeente in. Dit sypel deur. Ons besef dit nie. Want jy kan dit nie in werklikheid wegsteek nie. Jy as mens doen jou beste om dit weg te steek. Maar mense, ons verstaan nie hoe krities en hoe subtiel die menslike liggaam is nie. Jy verklap dit sonder dat jy dit weet. Mamma? Net wat jy nou gesê, ek wil gesê niks uit die wat in die gees is. Kom en lig. Jou liggaam verklap dit en jy weet dit nie. Daar's mense wat spesialiseer daarin om liggaam om jou liggaam te kan lees. Dis letterlik 'n taal wat jy kan lees. Ek het nou nogal gisteraand toe ek nou na die Sabbatskool gesit en kyk het. Daar's een vroukie wat ek na gesit en kyk het. As sy haar gesiggie op 'n baie spesifieke manier trek, dan kry sy sulke krakies hier onder haar oë. Dis nie duidelik nie, maar die manier wat sy besig is om te sê, die oomblik wanneer sy iets baie spesifiek sê, dan kry sy hier sulke krakies onder haar oë. Ek dink nie sy besef dit nie. Het julle al geglimlag wat iemand agtergekom het dat jy glimlag nie regtig nie? Hoe weet hulle dit? Net vir interessantheid, hoe weet hulle dit? Ek kan met hierdie smile op my gesig sit en almal dink ek is die wonderlikste, vriendelikste ou, maar intussentyd is ek nie besig om te smile nie. En hoe weet jy dit? As jy 'n werklike glimlag het, dan trek dit deur tot in jou oë. Maar as daai oogies nie lag nie, kan jy maar doen wat jy wil. So daar is dinge soos liggaamstaal en ons besef nie dat dit wat waar ek die kat in die donker knyp en niemand wat in my omgewing is, weet daarvan nie, jou liggaam een of ander stadium verklap dit. Ek kan hierso in die banke kom sit met hierdie vroom gesiggie op en almal gaan weet ek is skuldig. Hulle gaan nie noodwendig weet waaraan is ek skuldig nie. Maar hulle gaan weet ek is skuldig, want jou liggaam verklap dit. En dis wat ons baie versigtig voor moet wees, is dat ons moet ons lewens so leef, dat dit wat ons na ons gemeenskap toe dra, nie invloed op dit kan hê nie. Nou, daar word baie gesê in die les oor seksualiteit en die een ding na die ander en die morele waardes wat in Korinthe was afgewees. Dit het nie goed kom ons stel dit so, dit was nie goed nie. Ek wil nou nie in daai diepe detail ingaan nie, dit is nie iets wat noodwendige gemaklike gesprek is nie, maar die feit van die saak is, dit word aangespreek. En dit is nou in Paulus se tyd. Dis wanneer dit gewees. Klompie jaartjies terug, né? Dave? So, net om terug te gaan met wat jy nou gesê het, en ook nou wat op die rigting waar ons gaan, en as ons kyk na Dinsdag, in Engels is dit protecting the church's identity, because this is where it's important. Everything revolves around this point, maar die vraag wat ons moet eerstens vra is, wat is die kerk se identiteit? Voor ons kom by daai vraag, want ek dink ons het blykbaar dit vergeet,
en ek praat van the organized body of the church, we need to start finding we have to, through reform, find our identity, because it seems as if we have lost our identity and allowed society to give us or guide our identity. But our identity, if we are true to the Word of God, should be Christ. Amen. And we have to get back to our moral compass, which is not society, culture, what's considered good or popular, or it has to be Christ. So we have to first know what is our identity in this world. And it's so confused. We're living in literally Babylon. So we're coming back to Revelation 18. Come out of her, my people. We got to identify Babylon, but we also have to identify ourselves and who we are in Christ. And we cannot find our identity apart from Christ. It all comes back to Christ. And Coming back to that, what you were about the identity is that we as Seventh-day Adventists identify as we've got certain principles, which is excluded from the church. Now, the question I want to ask, die vraag wat ek wil vraag is ons word in die Bybel het ons 'n geval waar Jesus sy eerste miracle, wat's dit? Wonderwerk gedoen het. Sy eerste wonderwerk. Wat was sy eerste wonderwerk geweest? Water en wyn. Nou die vraag wat ek onwillekeurig wil vra is dat as ons het ook 'n opdrag gekry toe voordat Christus afgesterf het hy 'n opdrag gegee dat ons moet saamkom, by mekaar kom en dan moet ons eet en dan moet ons die wyn en die brood wat die voorstelling is van sy liggaam, ons moet dit gebruik, né? Dis 'n opdrag. Wyn. Ek is nou by die wyn storie. Wat laat ek eers my storie. Ja, nee. Ons stiek toe die woord wyn. Nie nou hier op pad loop, omdat dit alles te doen met die invloed wat dit aan die gemeente het. Ons is nog steeds by die gemeente. So in die konteks van ek en jy. Ek het voordat ek Adventis geword het, was ek in 'n ander gemeentes gewees en ons het ook daar die nagmaal uitgebeeld, soos die opdrag is en die voorbeeld wat vir ons gebring is, wat Christus het die wyn, hy het gesê, hierdie wyn is my wyn, 'n voorstel van my bloed. Soveel kere wat jy daaraan deelneem, doen dit tot my nagedagte. Nou is dit verkeerd om wyn te drink? Nee, ja of nee? Nee. Wyn is wyn, my vrou. Ek praat van in die konteks van dit wat ons nou besig is met die gemeente, wyn. En soos ons tereg gesê het, daar's meer as een tipe wyn wat geïdentifiseer word. Die een word geïdentifiseer as wyn. Nee, niemand het iets gepraat van alkohol nie. Wyn. Die ander een word geïdentifiseer as vrugtesap. Stem julle saam met my? So met ander woorde, as ek vrugtesap in die gemeente inbring, is dit reg. As ek wyn in die gemeente inbring, is dit ook reg.
Ja, maar nee, wag, niemand het gespesifiseer nie. Daar staan nie in die Bybel dat dit gespesifiseer is nie. Daar staan wyn. Sien julle wat ek probeer sê? Ons moet baie, dit is so maklik om die verkeerd te regverdig. Gary. Mag maar brood. Maar maak dit organic. No pesticides, no nothing. Dis dag gaan koekies op hom. Ek sê dit mag nie koekies doen. Ongegis. Daar's sy. Is 'n flatbread. Ja, that's it. Hoor julle wat dis waarvoor ons moet so versigtig wees en dankie dat jy dit broer dat vir die ons moet kyk na hoe identifiseer die kerk. Wat is belangrik vir die gemeente? Die dag toe ek gedoop is, het ek 'n formulier afgelees. Ek het hom nog saambring en ek het vergeet om die ding saam te bring. Daar staan daar. Ek het 'n belofte afgelê teenoor die medebroers en susters wat teenwoordig was. Het ek 'n belofte afgelê en ek gesê ek sal nie meer dit en 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 dit. Ek sal nie meer. Nou gaan ek daar by die huis, daar waar niemand my sien nie, daar waar ek leen is, gebeur dit. Kom dit die kerk in, ja of nee? As jy so verby jou broer stap en sê, jy ruik dan sterk vandag. Julle daai gevoel al gehad? Ja. Ek sal like Dis my ek soek 'n antwoord op dit. Sê nou maar jy eet vark. Okay? Right, ons is by die vark. Ja, jy kom in die kerk. Niemand kan ry die vark eet. Maar okay, nou sê jy per ongeluk ek het vark geëet. Hoe bring jy dit die gemeente in? Staan nie daai, jy sê jy bring dit in die gemeente in. Hoe het daai nou in die gemeente, want ek is sekretariër, ek gaan die vark doen. 'n ander persoon drink miskien en kom in die gemeente en hy bring dit in die gemeente in, maar ek verstaan nie daai prinsipie, jy bring dit in die gemeente in. Wat ek daarmee probeer sê is die feit Dat die oomblik wanneer ek dit wat verkeerd is vir myself regverdig. Die oomblik as ek hier kom sit, want ek al reeds dit geregverdig teenoor myself. Nou hoor die volgende lidmaat, nou ons praat onder mekaar. En dan gaan nou hoor daai lidmaat, jy het dit gedoen. En maar as jy dit gedoen het, hoekom kan ek dit nie doen? As die sinnige goed is, ons is die piek. Ja, ons is die piek. Dan sien hulle een persoon, wat ook al ewer doen. En dat doen almal dit. Dat doen almal dit. En dit is waar die probleme ontstaan. Onthou, dis jy word as jy deel van 'n gemeente is jy nie alleen nie. En dis die feit wat ek probeer sê is dat as ek loop en verkondig aan almal die wêreldwyd dat ek is 'n Sewende-dag Adventis, ek onthou my van dit, ek onthou my van dit, ek onthou my van dit, maar ek is toevallig in die bar. Wat sien die mense wat in die bar is? Hallo, met ander woorde, dit word deel van die gemeente. En ons moet versigtig wees dat
Dit wat ek uitleef. Onthou dit wat ek uitleef. Hier waar ek en jy in die huis van die Here is, waar ons hierso is, dit wat ek hier uitleef, moet ek saamvat as ek by die deur uitloop. Ek is daar en ek is hier dieselfde mens. En ongelukkig gebeur dit dat die een mens bly hier en die ander mens is daar buite. Ek sê nie ons doen dit met voorbedagte rade nie. Want ons is anders hier, want ons weet ons is in die teenwoordigheid van Christus. Want ons het hom hier kom ontmoet. Ek het hom nie saamgevat toe ek geloop het nie. Ek het hom hier gelos. Dis hoe sonde in die gemeente inkom. Want ek gaan haal die sonde daar buite en ek bring dit hier na toe. Gary. Thing is also contagious. If it's infected me, I come here with the infection. And my natural tendency is to find somebody else who will agree with me and maybe participate with me. Ja. So that I feel better. Dis nie net ek. Dis nie net ek nie, dis nou met my goed. Ja. En as ek genoeg mense kan ons meer oor kyk dat dit nou nie so is. Sê. Dit kan lei tot 'n punt, Gary, thanks, yes, go on. Because the church is considered sometimes will be as a hospital. But if we had a hospital, then no one got better. What type of hospital is that? If you come to hospital and you get another disease, better you stay away from the hospital. We must take in consideration Eli's twee seuns. Okay, en wat was die gevolge van hulle leefstyl op die gemeente, op die hele volk? Baie van hulle het they didn't see the point to come to the tabernacle or come to the place of meeting because Eli's sons were irreverent. They were extortionists. They, were fake. Yeah. So, and they also had relations with the woman coming to the place of meeting. So Eli's sons lived a life that was contradictory to the office they held. And I think this is so important that our lessons have not come by coincidence. They're always right on time. Absolutely. Our church needs to reform. We need to find our identity in Jesus Christ again. Not the Jesus Christ professed by the world, because there are many false gospels, but by the everlasting gospel that has to be preached with the three angels' message. We are Protestant and we are Seventh-day Adventist. Those things have very particular values that are attached to our identity. We are preaching not just any gospel, but the gospel that has been ever relevant. That's why it's still as relevant as now as it was when it was first preached. It's not a social gospel, and it's not a prosperity, health, and wealth gospel. It is the gospel that is identified in Christ, who is the only means, not one of a means. So we cannot be ecumenical. So all these things we have to take into account, and then we are Seventh-day Adventists. So besides being sola scriptura, sola gratia, which is, by the way, the third angel's message, by grace alone and Christ our righteousness is, in verity, the third angel's message. All these things need to be reestablished because we have forgotten, by and large, our identity in the true Christ. And we need to reform. We can't go out there and repent. Very important, we have to repent before we can be of any earthly good. We've lost our peculiarity. Now, I know a lot of people will see that word as a swear word, but being peculiar is what God calls us to be. We have to be peculiar. That's it. Otherwise, what are we calling people to? Why should we call people to Christ and give them the three angels' message with the everlasting gospel? Why? If they're not going to be any different to where they are now. Dis wat ek wil aansluit, daai verskil. Toe ek nog jonk was,
Ek het so gelag. Ons het gister, ek en broer Lou het gister 'n gesprek gehad. Toe sê hy vir my, ons tyd loop uit. Kyk ek kom so, sê ek, waarvan praat jy nou? Ja, ons tyd loop uit. Oor 'n paar maande is ons op geleende tyd. Ja, 70. Ek en hy word volgende jaar is ons 70. So ons tyd is besig om uit te loop en oor 'n paar maande is ons op geleende tyd volgens die skrif. Wat ek sê. Maar en die gevaar wat ons het. Iets wat met my vasgesteek het as ons nou kyk na hierdie week se les is dat toe ek nog jong was, die Engelse terme vir as ons 'n partytjie gehou het. Wat was dit geweest? We were gay. Weren't we? Volgens my ma, ons het gepraat van you being gay. Nou verstaan jy die handskoene. Ek het spesiaal die handskoene afhaal om hier te kom staan sonder dit. Maar oor tyd het 'n verskywing plaasgevind. Want in die vroeë 60s, laat 60s, vroeë 70s het die flower child culture na vore gekom, né? Ons het flower culture. Hippies. Wie van julle was hippies geweest? Steek op die handjies. Come on, steek op die handjies. Daar sy, hier kom dit nou deur. Ja, ons het die bell bottoms gehad met die blommetjies op die onderkant van die daar waar die staalkam en die kous was. En net so 'n groot peace sign gedra, né? Wat het verlore gegaan in daai tyd? Morele waardes. En dis nou waar ons nou terugkom na Paulus toe, is dit 'n nuwe ding gewees. Nee, dit was daai tyd ook so gewees. Daar was nie morele waardes gewees nie. En Paulus het Korinte aangespreek, hy het hulle 'n brief geskryf en sê, luister, julle is besig om die kerk se naam af te breek. En wat die interessant is, ek het in hierdie week na 'n gesprek, het ek na YouTube geluister waar iemand gesê het, weet julle wat? Al die protestante daar buite is adventiste. Hoekom? Ons wag vir die tweede koms. Hulle almal verkondig die tweede koms. Maar hulle leef nie die tweede koms uit nie. Daar's 'n verskil. Toe ek daar buite was en baie van julle weet, ek het nuwe apostolies groot geword, wat redelik populêr hier in die Kaap is. Hulle is nie so groot daar in die Transvaal nie, maar elke dorpie hierso het omtrent 'n nuwe apostoliese kerkie. Tot hier ook, ja. So die feit van die saak is, maar my groot argument is ook dat as ek nie groot geword het as 'n nuwe apostolie, sal ek vandag nie hier wees nie. Dis die ander kant van die saak. Want dit het die basis of die fondament gelê om my te bring waar ek is vandag. Ja, daar dinge in my lewe gebeur, daar's tye wat ek verandering in my lewe moes bring. En ek dink ek het al die geval gepraat van, en ons het daarvan gepraat van, met wie jy assosieer, dit het 'n effek op jou. So met ander woorde, as ek met mede-adventiste assosieer, gaan dit mos 'n effek op my hê. Maar vir dieselfde geld, gaan dit wat ek doen, 'n effek op hulle hê. Hulle gaan of dit
toesmeer en net wegkyk, of die verkeerd gaan dalk aangespreek word. So sê nou maar ons weet nou jy drink. Jy sommer Vrydag aand as jy in die pub of wat. Wie moet daai aanspreek? Is dit die kerkraad of hoe werk? Wat is daar? Kyk, ons het voorskrifte wat die woord vir ons gee van hoe om dit te doen. Die Bybel sê vir ons duidelik, die ouderlinge, of 1 tot 1, dan oor ons het 'n 1 tot 1 gesprek, so dan oor dis my plig as geordende ouderling om na jou toe te kom en die saak met jou te bespreek. Gebeurde is daar nie groei in die verandering nie, dan moet ek 'n tweede persoon, met ander woorde, dit moet nie alleen van my kom nie. So daar moet altyd 'n tweede persoon, maar nou kom met ander woorde, nou kom ek en die volgende persoon na jou toe. Dan gesels ons nou met jou daaroor. Nou trek jy nog steeds 'n skewe stert. Dan moet ek die volgende, soos die hiërargie in ons kerkgenootskap is, moet ek die prosedures volg. Dan bring ek nou die leraar saam en jy hoor wat ek sê. So daar's prosedures, daar's voorgeskrifte prosedures wat uit die woord uitkom. En natuurlik het ons genootskap ook daai tipe van prosedures. So daar is goeders wat in plek geskryf het. Yes, Dave? Jy moet die tyd reg kry. Hy moet nuttig wees as jy Ja, dan moet jy natuurlik wees. Jy moet nie op 'n stasie wees. Yes. The objective of that must always be to say, to bring Ja, just say. Yes. It's not condemnation because we're all fallen short. Ja, ons is almal skuldig. Ja. The thing is that say it's me stealing or whatever it is. That's just a symptom of a heart problem. Ja. So but we can only see the symptoms. No, we don't understand the heart So problem. we need to address the symptoms and then the solution, which they said Jesus is the only solution for that problem. Yes, that's not the truth. So we want to get that horse up before the cart. The idea is to get healthy again. And not to say to convince you that you're sick and leave you sick. Ja. Maar die interessantheid is dat ten spyte van al die goeters waarvan ons nou gepraat het, dit wat ek verkeerd doen. En die gemeente kom en hulle identifiseer dit. Dankie vrou. En jy besluit, maar luister, hierdie klomp mense weet nie waarvan hulle praat. Ek sal maak soos ek wil en ek sal elke Sabbat hier kom sit. Is ek reg? Ja. Niemand wys my weg. Ons moet pas op vir selfverheerliking. Waar ons nie mense regtig vermaan nie, maar hulle veroordeel. Dis eintlik 'n baie fyn lyn. Want as jy nou chippies gaan koop in die bar wat hier in Willem word gebeur en iemand sien jou uit die bar uit staan, dink ek daai persoon moet eers sy bros skoonmaak en sy eie stoep skoonmaak, dan hoef hy nie op te kyk wie kom uit die bar. Ja, miskien doen daai persoon 'n poging in die bar. Ek het probeer regverdig. Hoor jy net vir my dis so terloops ek het dit probeer, hoor. Okay. Dis verkeerd. Ja, ek gaan be presies dan ek maak. Yes. The thing is, I think we have to be careful, and I think it's important that we must make sure that our super is appear. I think we must, though, at the same time, for the protection of the church, make sure that the person is removed from any leadership position. And I don't think that's unfair or being judgmental. The reason being is because influence. The influence of our leaders on
on our young people or people who are coming up through the ranks, whether they are young in age or young as spiritual babes that are still in milk. We can't afford someone who's come out of the closet and openly come out of the closet take a position in the church, and because our young people will then see this as, well, it's tolerated, it can't be then wrong. So it is a fine line, and I have to agree with Sister here that it is a fine line. But I think we don't chase people out the church, but they cannot have a position of authority in the church because of the influence that will result. And we've got to protect our young people. We've got to protect the flock. We are watchmen. We are to be. Yes. Yeah. So, but with that, I want to come back to Brother Gary said that the point is reconciliation. We always got the goal to reconcile that person to Christ and to reconcile that person with the body of Christ. Yeah. And it all revolves around Jesus Christ. And so if that person doesn't understand your motives after you put that disclaimer to them, then unfortunately you can't, and we must accept this as well, we cannot be held responsible in totality for how a person responds. Even if I come with the right approach, the right attitude, that person can still take it wrongly. I'll do as much as I can, but I cannot, how that person takes it I cannot be held, but I have to be true to God and true to Christ, and that I've done my duty as a watchman, and leave the rest to God, because I can't convict a man, and I cannot lord over a man's conscience. That's also now very important. We are not to lord over one another's conscience. It's freedom, but there has to be freedom with boundaries. We have to make that clear. Ek wil aansluit by my broer hier agter. Ek dink nie enige iemand is gekwalifiseer om 'n ander persoon aan te spreek nie, maar ons is almal gekwalifiseer om die kerk se standaarde voor te ons weet nie wanneer 'n persoon dalk worstel met 'n probleem. Nee, hy worstel so, en in die worsteling is hy heeltyd in gesprek met die Here om hom te help, terwyl iemand anders wat dink hy's gekwalifiseer die sonde doen, juis omdat hy dink hy's nou gekwalifiseer om daai persoon aan te spreek. So dit is die standaarde wat ek dink wel die belangrike ding is om voor te hou. Is dit? Beetje anders te sit. Ek dink ons is almal gekwalifiseer, want ons is almal in dieselfde bootjie. Ek het 'n probleem met drank. Piet het 'n probleem met dit. So we are brothers keepers. The whole object must always be, Gary, you said this and this. Right? En dan moet ek, okay. Maar ek weet sy nie op. Hy wil my help. And I think in that respect, because if we come from an attitude, I'm better than you, and they need it, then that's actually very good. So in that respect, we are qualified because we're all in the same boat. Het gaan mekaar help. Maar nie om ooit te heers nie, om te sê, ek is beter as jy, wat ons dus. And maybe I don't do this, but that doesn't make me any better, because I think I'm issue about something else. Yeah. So in that respect, we're all qualified to help each other, not to condemn. But we can't, the other aspect is, we mustn't tolerate sin in the church, or even celebrate, because now Because that's what Corinthians did. They actually celebrated. Yes. I mean, worldwide, people are doing things, and as I said in the sermon, you can celebrate sinful activity now comes to my house because of social media. Yes. Yeah. You know, whereas before, I didn't need to worry about it. So now I wouldn't unspeak, but they're affected. Yes. So sin must be changed, sin itself. People must be worked for. Yes, absolutely. Tolerate. No, yes, sorry, Gary. Kan ek 'n klip in die bos? Ek wil 'n boks sê.
Nou, what about our church genootskap, the leadership that condone all these wrong things because it suits them to be like the world? What more they done? Like the UN, the woke, ministers that are supposed to be this board or this fellowship, something, marrying for the third and fourth and the seventh time, Yeah. that kind of thing. But more. Eli sons. Baie goeie vraag. Ek het jou antwoord. Eli sons. I want to say this. Eli is the type, and the antitype is going to be football. That's why we have the show. Brothers and sisters, these ungodly, and I'm going to call them ungodly, unconverted leaders, will be shaken out of his church. And the church is not Babylon. It may have Babylonians in its structure because of the fruit that we see. We cannot be celebrating sin, any form of sin. Why do we celebrate one sin? Let's continue. Let's go down all. Let's celebrate adultery. As Danny Shelton says, let's celebrate every other sin. Why do we have to celebrate Pride Month? So this is the problem. We're going to have to let God do what he needs to do, but we need to sigh and cry because Ezekiel says, chapter 9, put a mark. The man with the ink pot is the Holy Spirit. I believe symbolically is the Holy Spirit that goes out and put a seal on the foreheads, only the foreheads. Now we know that God in Revelation only puts his mark on the forehead. Mark those that sigh and cry, says Ezekiel 9 verse 4. If we are not sighing and crying about the abominations, brothers and sisters, we are ons is deelvande. That's where it comes back to the Achan sin. We have to cry out and bring the attention so that we can reform. You can't reform something that we are still justifying wrong. We have to call wrong, and then we can reform. But if we are still justifying the sin in the camp, then how are we going to receive the blessing and the outpouring of the Holy Spirit? We have to. It's not a matter of attacking the church. It's not a matter of attacking anyone personally. It is about doing what is right in the sight of God. And that cliche or that phrase is repeated, in the sight of God. And he did right in the sight of God, or he did evil in the sight of God. Yes. It's not anybody else's perspective that matters. It's from God's perspective. And that's what we have to operate from, his perspective. Nou, dis waarteen alles gemeet moet word. Absolutely. Maar please, excuse me. Wat is? Is dit nie die woorde ons moet iets spel? Wat dan gebeur met 'n brief wat geskryf is deur my bure? Hulle is nie 'n kerk nie, maar hulle skryf 'n brief aan hierdie kerk. Maar 'n klagte oor my. Wat was te doen met so 'n brief? Ek sou vir hom gebrief, ek het nie antwoord vir die Matthäus. Ek weet nie van die brief nie, ek is op die kerkraad, ek het nie gesien nie. Nee, ek maak ook Well, obviously, dis 'n baie goeie vraag, want Waar met ander woorde, wie dra kennis daarvan? Dis die eerste punt. Met ander woorde, die brief is na die kerkraad toe verwys. Met ander woorde, die kerkraad het dan die plig om daar volgens op te tree. En interessant genoeg is dit ons in elk geval in ons kerkhandeling het ons voorskrifte van hoe om dit aan te spreek. En ek sal moet vir jou gaan die church manual moet gaan lees om vir jou te sê wat dit is. Want ek moet eerlik met jou wees, ek kan dit nie uit die kop uit nie. Maar ja, daar is prosedures, ons het prosedures, maar wat is die groot probleem waarmee ons sit? Dat die prosedures word nie toegepas nie, want dit is nie polities korrek nie. Ongelukkig het die toestand van die kerk 'n punt bereik waar dit
ons doen dinge dat dit polities korrek is. Nie volgens die voorskrifte van die woord nie. Maar nou wil ek terugbring na dit wat jy vir my wat ons nou al 'n hele rukkie van gepraat het, is die woord sê ek mag nie oordeel nie. Is ek reg? Staan dit daar? So, Nee, daar's 'n konteks, ek weet. Maar is dit nie die algemene bekende beginsel wat daar buite is? Jy het nie die reg om my te oordeel nie. Wie gee jou die reg? Al is ons in dieselfde kerk opel. Wie gee jou die reg? Want jy is besig om my te oordeel op grond van verkeerd en jy bespreek my nie aan. Korrek. En jy wil jou siel breek. Maar hoe weet jy dit is verkeerd? So ek my sê, dat jy nie so. Maar waarteen meet ek? Skrif. Die feit is dit enige vraag en antwoord kom hieruit. Met liefde. Oordeel is waar jy self verhef en sê ek is beter as jy. So my ma het my baie vermaan toe ek jong was. Daai elektriek draad was 'n vermaning geweest. Dis nie fout nie. Ons moet versigtig, suster, ja, praat. Ek dink dit is my persoonlike opinie. Ons moet as individue lewe volgens wat Christus ons gegee het en volgens wat God geskryf het in sy eie kinders. Dit is waar ons moet begin. By onsself, in ons eie gewete en ons gewete ontgelei deur die Heilige Gees. Ja. En as ons nie die Heilige Gees in ons het nie, ons het nie die woord het nie, kan ons nie daai pad stap nie. Want ons is in die wêreld wat aan wie behoort. Dankie. En toe moet ons so net wat waar was jy Sabbat? Ek waardeer dit. Want dit is hoe ek weer sit. En dit word gedoen met liefde. Dit word gedoen met my siel. As ek nou gee oor my siel, die volgende persoon gee daar. En dit is last comments. Right? I think this is a beautiful point that's just come out now. Accountability. I think that's why this idea and notion of church at home is it's nonsensical and absurd. Where does the accountability come? We're here today because we're accountable to each other. And just to bounce off the point that the sister brought up there, I think this is what we need to take away, is that it's not about being, I'm right, you're wrong, you are this sinner. It's about being accountable. We're on a journey to heaven, and heaven is our goal. And the only way we can get there is through the mutual community and fellowship of the brethren. And that's what Paul encourages, says, as we see the day approaching, over the Seventh Day Adventists, we keep talking about it. Well then, it says, as we see this day approaching, let us not forsake the gathering of the brethren. That's it, that's good days. Appreciate it. Ons moet die oortuiging hê om hierna te kom. Die regte waar. Ek het nou al geslaag, ek het nou al geslaag met dit ook gepraat, verstaan. Maar ons moet kom met die regte waar. Ja, ek het die antwoord gekry daar. Jy het ook gesê last comments. Jy hoef nie my te wys comments nie. Ons sluit ons oor. Here, ons het soveel waardes ons het die woord uit kan sien. En dit wat vir ons gebring is in Korinthe. En as ons kyk na die wêreld vandag, ons die vra dat die ons die krag en die insig sal gee om met die liefdevolle oortuiging die probleem te kan aanspreek. En dat daar berusting sal wees, dat daar oortuiging sal kom om dit af te lê en weer te doen. Want ons is skuldig, ons is absoluut skuldig deur te sê, maar ja, ons is net
mense. Maar ons is geskep in die beeld van Christus. Help ons om Christus uit te beeld en uit te leef in ons omstandighede. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.